Here, aan U wat was en wat is en wat kom, die ongelooflike, almagtige God, aan U kom toe die eer tot in ewigheid. Amen. Ons gaan luister na 'n samevatting van die Here se wet uit Matteus 22. Dan gaan ons as skuldbelydenis die eerste vers sing van Schubert se mooi lied Heilig, Heilig, Heilig. Dan bly ons staan vir die geloofsbelydenis en daarna die tweede vers van dieselfde gesang. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Bely dan maak ons spierwit skoon. Kom ons sê met 'n blydskap, as jy kan saam sê, doen dit, as jy nie wil nie, doen dit net in jou hart. Kom ons doen ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Ons skriflesing is Filippense 2 vers 1 tot 12. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons 'n oog het om dit te sien, is alles rondom ons absoluut wonderlik. Die reën wat ons gehad het, die groen van die velde, die wind wat waai vandag, die sonskyn, en die liefde van mense hier binnekant, en bo alles die wete dat U by ons is. Ons is saam met U hier in die erediens. En ek wil vra, Here, dat U deur U woord en deur U Heilige Gees ons almal se harte sal raak om U meer en beter lief te hê. In Jesus se naam. Ek gaan steeds met my reeks voor uit Filippense. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewe, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van 'n ander. Dieselfde gesindheid, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En die hoë God het aan mense gelyk geword. Toe as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood van die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ek herhaal weer vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie,
maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. Ek wil 'n verhaal vertel wat eintlik vir 'n mens nou die hele essensie vat van wat hier gebeur het. En met die tema is jy bereid om ander se boggels te vat. Felix Mendelssohn, die musikant, sy oupa, het 'n boggel gehad. En toe raak hy op 'n beeldskone meisie verlief. En nou weet hy, as hy nou by haar gaan aanlê, dan gaan sy vir hom sê, nee man, ek soek 'n ou wat lyk so Schwarzenegger, nee, 'n ou met 'n boggel. En hy sê toe vir haar, glo jy huwelike word in die hemel gemaak? Sy sê ja. Hy sê nou, toe die Here my huwelik gemaak het hy vir my 'n boggelmeisie gewys. En ek het vir hom gesê, gee liewer vir my die boggel en laat sy beeld skoon wees. En die meisie is huis toe en daaroor gedink en hulle is getroud. Gee vir my haar boggel. Ek is bereid om die boggel te dra, sodat sy beeld skoon te wees. Die uitdaging wat hierdie vrou gehad het. Sy moes hom met haar hart raak sien. Nou daar is 'n kinderverhaal, The Little Prince, dis 'n groot wêreldtreffer, waar 'n ouetjie van die buitenste ruimte af op die aarde kom en dan ontmoet hy mense, maar hulle is almal so belangrik in hulle eie oë. En hierdie ouetjie loop en dis nie die jakkals wat bereid is om met hom vriende te wees. Maar hy sê toe, it is only with the heart that you can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Wat dink julle sien ek as dit nou vir julle kykie van die kant? Dalk is julle meisie. Nee, hy is bietjie, sy rakklewe is verby. It's only with the heart that you can see rightly. What is essential is invisible to the eye. En Jesus se koms na die aarde was 'n tipiese voorbeeld van met watter oog ek na mense kyk en hoe ek hulle laste moet dra. Hy sê in Matteus 13, om hierdie rede praat ek met die disippels in gelykenisse, eintlik met die mense rondom ons. Omdat hulle kyk maar nie sien nie en hoor maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul wat sê, julle sal hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en tog niks sien nie. Klink vir my nou wat 'n onderwyser sou kan sê in die klas. Ek praat en ek praat, maar julle luister nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle kan sien. En julle ore dat hulle kan hoor. Dit verseker ek vir julle. Baie profete en gelowiges wil graag sien wat julle sien, maar jy het dit nie gesien nie. En wil graag hoor wat julle hoor, maar jy het dit nie gehoor nie. Onthou julle vanmôre, toe ons die samevatting van die wet gelees het, die fariseërs vir Jesus vra, wat is die belangrikste in die wet? Hulle het hierdie goed gehoor. Hulle ken dit van hulle kinderdae af, maar hulle het nie geluister nie. Kinders het nie gekop wat die ou gesê het nie. Ongeloof sien nie met die hart, sien met die oog, maar geloof sien met die hart. En dit is waarvoor ons geroep word as gelowiges. As ons nou uitgaan vandag na ons plaas toe, ons huis toe, waar ons ook alleen gaan. Filippense sê, Jesus wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wys, hy wat God was, nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. Jesus het die boggel van die kruis gevat, omdat hy vir my en vir jou nie gesien het volgens ons sonde en ons kleredrag en alles nie,
aan met sy hart. Iemand sê eendag vir my die mooi ding gesê, dit was nie die spykers wat vir Jesus aan die kruis gehou het nie. Dit was Jesus se liefde. Hy kon daai spykertjies uitgetrek. Dit is sy liefde wat gesorg het dat hy ons bochel vat. Paulus sê in Galasiërs, dra mekaar se bochels. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Hierdie twee mense wat julle hier sien, julle nou nie die hele tyd daaroor sit en kyk en luister, maar nou wat ek vir julle vertel. Dr. Hans Meiburg, ondertussen nou al lank al oorlede, hy was 'n pediater in Pretoria se hospitaal. En hy was baie lief vir die buitenlewe en hy was een van die bikers nog goed in 'n slag. Toe gaan hy en hy ry op 'n pad wat niemand hom kan sien nie en hy maak 'n ongeluk. En hy breek sy rug. En Hans Meiburg is toe verlam, nie van hier af nie, van hier af. As hy wil hoes, moet hy hom so druk, dat hy kan hoes. Hy is verlam, af onder toe. En daar is sy pragtige mediese loopbaan daarmee heen, of nie. Sy arm was sterk en sy kop was sterk, en hy gaan gimnasium toe en hy begin weer oefen. En hy gaan na die mediese raad toe, en hy sê vir hulle, as hulle by Eugene Marais Hospitaal waar hy opereer, as hulle ding aan die dak maak wat hy kan hang, dan kan hy, want hy doen knieë en sulke tipe goeders, kan hy weer net so goed opereer as wat hy gewees het toe hy heel was. En hulle doen dit. En toe gaan hy aan as pediater. Toe ek die goed oor die radio hoor, toe bel ek vir hom en sê, weet jy, ons het 'n skoolverlaterskamp vir die matrieks, en ons het een onderwerp wat sê die sin van die lewe. Jy moet ons kom praat. Ja, sê. Hy ry met sy Land Rover van Pretoria af. Dis nie net een keer nie, meer as 1 jaar het hy vir ons kom help. Hy was soos hierdie F1 drywers, het hy so ding op sy wiel gehad, wat hy al sy remme en goeders kon beheer. Hier agter net agter hom, was daar so 'n ding wat hy trek hom, dan kom sy rolstoel daar uit, dan laat hy hom so sak langs die pad, dan skuif hy af, en dan hou hy met sy arms in die kar vas, en klim hy in die rolstoel, dan gaan hy waar hy wil wees. En 1 jaar toe kom sy vrou saam. Sy, Celeste, is 'n advokaat. En Hans Meiburg vertel vir ons van hoe hy al hierdie goed belewe het. En dat hy nou, sy liggaam is nou heeltemal opgekrop, maar hy werk nog steeds en hy glo in die Here Jesus. En hy glo in dit is die sin van die lewe. En Celeste begin toe praat. Sy sê, julle sien hierdie ou krop hier langs my. Ek sê nou vir julle, ek is 'n advokaat, ek sê vir julle. As ek vandag 'n keuse wil hê om met wie ek getroud wil wees, wil ek vir niemand anders as vir Hans Meiburg hê. Celeste, hierdie mooi advokaat, het Hans se bochel gevat. Sy was bereid om hom wat minder bevoorreg is, liggaamlik, om met hom te trou. Daar was 'n vrou, Gladys Aylward, in Engeland, en sy wou vreeslik graag sending doen, maar sy was baie bewus daarvan, sy het 'n kort postuur gehad, en sy het swart hare gehad, die mense wou nie eintlik na haar luister nie. Toe hoor sy, dat daar 'n pos is vir iemand om in China te gaan werk. Toe dan sê, die Chinese, hulle is ook kort, en het ook donker hare, sy gaan soontoe, vir die res van haar lewe, het sy China se bochel gevat. Sy het in China gaan werk. Daarom kon sy die bochel van die Chinese, se kortheid en hoe hulle lyk, op haar geneem het. Hulle het haar totaal aanvaar. In Calcutta het moeder Teresa gegaan van Macedonië af. Sy het gaan werk met die armstes van die armes en die wat baie siek gewees het in Calcutta, wat die mense nie aanhou vat nie, want hulle, jy kon ryk as jy in die saal inkom, daar's mense wat nie gesond is nie.
Sy het hulle bochel gevat, sy het haar lewe lang daar gewerk. Die Rooms-Katholieke Kerk het haar as 'n heilige uitgeroep. En dit bring ons by die vraag, is jy bereid om ander mense se bochels te vat? Is jy bereid om jou kind se bochel te vat? Ek wou 'n ander videootjie gebring het om vir julle te speel van 'n man wie se kind baie erg gestremd was. Hy was ook in 'n reistool. Maar hy het vir sy pa gesê, hy kyk so wonderlik na hierdie ouens wat marathon hardloop en hy weet hy kan dit nie doen nie. Sy pa sê, hoekom nie? Hulle koop vir hom 'n rolstoel en sy pa hardloop met hom. Hy sit en sy pa hardloop met hom daai hele marathon tot by die einde. Nou kan julle dink hoe die mense vir hom geskree toe hy by die einde, hy en sy pa by die einde gekom het. Want hy was bereid om sy kind te bochel te vat. Partykeer, ek onthou, 'n niggie van my, sy dogtertjie was perfek normaal en hier by 6-7, toe kry sy 'n auto-immuun siekte, dat sy heeltemal al goed degenereer, sy word swak, later moes sy aan 'n strooitjie voed. Sy het dit elke dag gedoen omdat sy haar kind lief gehad het. Partykeer is die vraag, wat is ek bereid om vir die Here te doen? Is ek bereid om die lokasie se bochel te vat? Is ek bereid om die mense wat by my werk se bochel te vat? Of die pasiënte sin om hulle te gaan besoek, al is dit nie vir my gemaklik nie. Om 'n bocheldraer te wees impliseer dat ek 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus het. Anders kan jy dit nie doen nie. Dat my lewensvervulling vind in diens van God. Dat ek die boodskap van God se liefde na die wêreld moet uitdra. Ek het vanmôre nou oor 'n ding gekom wat ek nie verwag het nie. Toe ek en Johan nou hier agter in die konsistorie sit, toe sê hy vir van Dr. Talbot Sadler, wat nou my senior was op universiteit, wat hier predikant was, wat al oor die 90 is. Hy sê, partykeer is hulle regtig nie iemand kry nie. Hy kan nie meer bestuur nie, dan ry hulle Kroonstad toe. Dan gaan haal hulle hom en dan kom preek hy hier. Daar moes mense wees wat bereid was om sy bochel te vat, om vir hom en vir hierdie gemeente 'n stuk lewensvreugde te gee. Die bedoeling is dat ek die boodskap van God se liefde na die hele wêreld moet uitdra, of dit bocheldra is of nie. Dit impliseer dat ek soos die barmhartige Samaritaan moet omgee vir die laagste mense op aarde. Kan nie sê soos die leviet of die priester nie, ja, dis nie my klas, ek werk nie met sulke mense nie. Ek en Emma het al die jare het ons gevangenisbediening gedoen. Elke week het ons na die gevangenis gegaan en vir hulle soos 'n katekisasiekursus deur die jaar aangebied. Baie van hulle het hulle lewens vir die Here gegee, baie het weer teruggeval. Maar die ene wat donderdag by ons kom om die vullis te kom haal, Johannes, hy is nou al 6 jaar, dink ek, nee, maar langer. 6 jaar is hy al uit die gevangenis uit. En hy maak plastieke en goedertjies by mekaar om van te lewe. Hy vat daai bochel om vir hom te sorg. Om bocheldraer te wees impliseer dat ek getrou sal bly in God se diens. Al ken ek nie altyd die sin van lyding en swaar kry. Al weet jy nie hoekom het die Here op jou pad iemand gebring, dalk 'n familielid wat swaar kry en wat jy in liefde hulle bochel moet vat nie. Dit impliseer ook dat ek in nederigheid ander se belange bo my eie sal stel. Die belangrikheid van 'n mens se lewe is nie hoeveel het hy, hoe groot 4x4 hy, of watter sertifikate hang op sy muur van watter grade hy gekry het, hoe belangrik hy is nie. Maar is dat ek kan dien, nie soos ek wil, maar soos God wil. Om 'n bocheldraer te wees impliseer dat ek die diensknegt gestalte, dat dit 'n voorwaarde is as iemand wat in die kerk wil leiding neem. Julle beroep nou een van die dae seker 'n predikant. Hy moet nie so wees dat God's gift to man. Dit is bietjie belangriker as julle. Moet iemand wees wat bereid is om te dien. Een sê nou eendag, nou kyk in hierdie boeke van die Amerikaners skryf van servant leadership.
Die servant is sag, die leadership is vir hulle die belangrikste. En dit gaan nie daaroor, gaan nie oor leadership en dit gaan oor servantship. Dit gaan oor diensknegtgestalte om 'n boggeldraer te wees. Ek moet bereid wees om mense te dien, ook wat buitekant die koninkryk van God staan. En dit moet gedoen word in die gesindheid, soos van die Here Jesus. Daar staan in Filippense, hy het gekom en hy het die gesindheid aanvaar van die mense met wie hy gewerk. En dan is die vraag of ek regtig bereid is om 'n boggeldraer te wees en of ek maar net kerk speel. Daar's 'n lelike liedjie van jare terug. Oh, the games people play in the name of the Lord. They shout hallelujah and hell you brother, maar loop geen niks vir daai mense om. Jy weet, daar was baie keer mense wat dink, as jy nou mense, sê nou maar in die township wil evangeliseer, rent 'n vliegtuig oor in 'n klomp kartondoose vol kartaatjies, dan strooi hulle dit so uit, dat hulle dit kan lees. Jy wil hê om die evangelie lees, maar jy is nie bereid om hulle boggel, jy is nie bereid om dit self vir hulle te vat, jy is nie bereid om hulle boggel te dra nie. En ek gaan dit hierdie afsluit met 'n oop oë gebed. Here, bewaar my asseblief daarvan om nou skynheilig in die kerk te sit, in koppies wel tevrede. U weet hoe graag ek belangrik wees in die oë van ander. Buig my so deur die Gees, dat ek al meer en meer sal leeg word van myself en vol word van U. Ek het so gedink aan die wind wat vanmôre waai, en die wind en Gees is in Grieks dieselfde woord, dat die Here deur sy Gees ook in ons harte sal waai. U moet meer word en ek minder. Laat ek my gesin se boggel dra. Laat hulle regtig Jesus in my sien. Gee my die genade om nie in woede te ontplof nie, maar om in liefde te lei. Laat ek so lewe dat my kinders met vrymoedigheid in my voetstappe hemel toe kan loop. Here, U ken al die dingetjies wat so maklik die verhouding met my buurmense kan benadeel. Laat ek in liefde uitreik aan hulle oorkant die draad en oorkant die straat. Nie na jou buurvrou, nee, nie dit nie. Na die mense wat in jou omgewing bly. In 'n wêreld waar ons wil mal word van politieke opgewondenheid en geweld, maak my instrument van U vrede. Laat my verbintenis met die Here Jesus in hierdie tyd vir my meer punte tel as die kleur van my vel of my verbintenis aan 'n politieke party. Maak my bereid om Jesus in ander mense te sien. Bo alles, laat die gesindheid wat daar in Christus Jesus is, ook in my wees. Boggeldra is nie 'n ding wat ek doen om te spot nie. Dis 'n gesindheid, die gesindheid van die Here. Dis 'n persoon se gesindheid, Jesus Christus. Maak my leeg, sodat ek vervul kan wees met die volheid van U Gees. Amen. Hemelvader, ons het baie gehoor vanmôre. Die vraag is nie wat ons gehoor het nie, maar nommer 1 of ons geluister het. Nommer 2 of ons ander mense gaan sien nie met ons gewone oog nie, maar met ons harte. Laat ons met 'n Jesus oog kyk na die mense rondom ons. Partykeer ook mense wat vir ons volgens ons kulture minder aanvaarbaar is. Laat ons die gesindheid van die Here Jesus openbaar in al ons verhoudinge. Laat die wêreld so 'n beter wêreld wees. U maak dit so mooi in die wêreld rondom ons, deur lewe en al die goed wat ons kan beleef. Sien hierdie gemeente waar hulle proses is om 'n predikant te soek, wil U vir hulle die regte wysheid gee wanneer hulle iemand moet aanwys. Sien vir die Steven Heinz wat volgende week hier kom preek. Sien hierdie kerkraad. Sien vir hulle as gemeente om ligdraers en om boggeldraers in koppies te wees. En laat ons oral waar ons gaan die gesindheid van Jesus openbaar. Amen. Kom ons sing ons slotsang. Lied 334 vers 1 tot 4. Dis nie iets wat julle sing om die dienseinde te kry nie. Dis julle gebed met julle eie hart om te sê ek glo wat ek gehoor het. Kom ons sing al 4 die verse.
Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die blydskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.